Goeiemôre, dit is Sondag die 11de Mei. Baie welkom by die erediens van NG Gemeente Skottere. Mag jy vanoggend saam met ons ook God se teenwoordigheid en sy nabyheid in besonder beleef. Ons skriflesing vanoggend kom uit Handelinge 9 vanaf vers 36 tot 43 en ons tema is nabootsing. Psalm 118 sê, die Here is my krag en my beskerming. Hy het my tot oorwinning gebring. As Jesus aan sy disippels verskyn, dan sê hy vir hulle vrede vir julle. Mag ons ook vanoggend hierdie vrede ervaar van God, ons verlosser, ons Here. Mag ons soos Thomas sê, my Here en my God. Ek groet jou in die naam van die Vader en van Jesus Christus en van die Heilige Gees. Genade en vrede vir jou. Amen. Die koerant The Harper's Weekly skryf in die 1800se artikel oor mense wat na die Parys toe gaan, na die Louvre Museum toe, en dat hulle daar dan die kunswerke wat teen die mure vertoon is, naboots, en hulle style, en hulle manier van doen. En dan sê die koerantberig, dan sê die joernalis, hy sê, 'n ware kunstenaar, ja, die regte, egte kunstenaar, kopieer die prentjie van 'n meester, en dan uiteindelik nie met sy oë, met sy hande nie, maar met sy hart, en met sy siel. Dat hy sê, die grootste vorm van vleiery is om na te boots, om dieselfde te doen. En vanoggend gaan ons lees van iemand wat Christus nageboots het en wat sy lewe sinvol daardeur verander is. In Frans is daar 'n woord wat dit beskryf, pastiche, om herhaaldelik 'n groot kunstenaar te volg en totdat jy jou eie styl het. Dit beteken dat 'n leerling hierdie styl van die kunstenaar van sy leermeester naboots, totdat hy sy eie styl het. Ek en jy is ook vakleerlinge van God. Ons moet mense wees wat die Heilige Gees volg en naboots, Christus naboots. Ons moet pastiche, sodat ons uiteindelik soos Christus leef en soos Christus doen. Voordat ons saam lees, kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ons kan saam wees vanoggend as 'n gemeente. Dat ons kan saam luister na u woord. Here, dit is wonderlik om dit te hê in ons eie taal, om 'n Bybel te mag besit wat ons kan vashou. Mag ons nie net hierdie voorreg te hê nie, maar dit ook gebruik tot u eer. Verander ook vanoggend ons harte, Here, dat ons nader in u sal lewe. Meer en meer u beeld sal vertoon. Ja, werklike navolgers, nabootsers van Christus sal wees in die wêreld. Spreek, Here, u kinders luister. Amen. Handelinge 9 vanaf vers 36. Opskrif hier is die opwekking van Tabitha. In Joppe was daar 'n sekere vroue disipel met die naam Tabitha, wat as Dorcas vertaal is. Sy het baie goeie dade verrig en liefdadigheid bewys. Daardie dae het sy siek geword en gesterf. Hulle het haar gewas en 'n bovertrek neergelê, en aangesien Lydda naby Joppe was, het die disipels, toe hulle hoor dat Petrus daar is, 2 mans daar om te gestuur met die versoek, kom sonder uitstel na ons toe. Petrus het gereed gemaak en saam met hulle gegaan, en toe hy daar aankom, het hulle hom na die bovertrek geneem. Al die weduwees het huilend by hom kom staan, en vir hom die onder- en boklere gewys wat Dorcas gemaak het, toe sy nog by hulle was. Nadat Petrus almal na buite gestuur het, het hy gekniel en gebid. Toe het hy hom na die liggaam omgedraai en gesê, Tabitha, staan op. Sy het haar oë oopgemaak, en toe sy Petrus sien, het sy regop gaan sit. Hy het sy hand vir haar gegee en haar help opstaan. Hy het toe die heiliges en die weduwees geroep en haar lewend aan hulle getoon. Dit het dwars deur die hele Joppe bekend geword en baie het tot geloof in die Here gekom. Petrus het nog 'n hele paar dae in Joppe gebly by sekere Simon, die leerlooier. Tabitha of Dorcas was 'n nabootser. Sy word
op 2 maniere aan ons bekend gestel. Die eerste is, sy is dood voor ons haar kan leer ken. Die tweede een wat oor haar gesê word, is sy is 'n disipel van Jesus. Eintlik nie 'n titel wat hulle sommer vir vrouens in daardie tyd gegee het nie. Sy was nie net 'n volgeling van Jesus in naam nie, maar haar lewe het dit duidelik gewys, haar dade, haar optrede. En almal in die omgewing het dit geweet. Hulle het geweet dat sy Jesus navolg en naboots en dat sy nou gesterf het. Omring deur weduwees, mense wat hulp nodig gehad het in daai tyd, mense wat waarskynlik 'n klomp van haar goedheid en guns ontvang het, en hulle wys selfs die klere wat sy gemaak het. So ons leer, bietjie later in die verhaal, dat sy waarskynlik 'n kleremaakster ook was, handig, en dat sy haar gawes en haar talente gebruik het om mense rondom haar te help. En dan hoor die gelowiges in Joppe, nadat Tabitha dood is, hoor hulle dat Petrus ook naby is. En hulle gaan vra hom om hulle te kom besoek, in die hoop dat hy dalk 'n wonderwerk kan doen. En wat doen Petrus wanneer hy daar instap? Hy doen soos wat Jesus gedoen het. Dit lyk amper dieselfde as wat ons in Markus 5 lees, van vers 35 tot 43, waar Jesus 'n jong dogtertjie opwek. En Petrus doen dieselfde uiteindelik. Stuur almal uit die vertrek uit, bid, en dan sê hy vir haar, Dorcas of Tabitha, staan op. Tabitha was vir ons 'n simbool van diens. Soos Petrus Jesus hier nou nageboots het in die opwekking van hierdie vrou, die dogtertjie, so was Tabitha of Dorcas 'n simbool van Jesus. Iemand wat gedien het met oorgawe. Mary Oliver skryf in haar gedig, The Summer's Day, Tell me, what is your plan to do of your one wild and precious life? Wat gaan jy doen met jou lewe? Peter Gomez skryf, hy sê, what will it take for me to make a good life and not merely a good living? En die antwoord op hierdie twee vrae, wat doen ons met ons enigste wille lewe? Wat doen ek vir 'n goeie lewe, nie net om te oorleef nie? Dan is die antwoord om Jesus Christus te volg. Om soos Dorcas of Tabitha 'n nabootser van Jesus te wees. Ons weet nie veel van haar nie, maar wat ons wel weet is, sy was besig om goed te doen. Sy het arme mense gehelp. Die weduwees het kom wys wat sy vir hulle gedoen het. Sy het nie net gesê nie, sy het gedoen. Sy het 'n lewe geleef wat ander mense gedien het. Daar is 'n Latynse uitdrukking wat die kerk geleer het, en sy het dit nie net geleer, Dorcas het dit nie net geleer nie, maar sy het dit geleef. Visto poto kibo ridimo tego caligo kondo. Dit is om te sê dat ons besoek hulle wat in nood is, visito. Ons gee iets te drinke aan hulle wat dors het, poto. Ons gee vleis aan die honger is, sibo. Red die gevangenes, redimo. Beklee die sonder klere, tego. Versorg die gewondes, coligo. Begrawe die dooies, kondo. Om liefdesdiens te betoon, is een van die deugde van 'n Christelike lewe, wat ek en jy moet doen, en daarom staan ons uit in ons liefdesdiens, in die naam van Jesus. Daar is 'n boek geskryf, The Greatest Management Principle in the World, en daarin vertel die skrywer van 'n klein dogtertjie, wat by kleuterskool, van die kleuterskool af by die huis aankom, met 'n papier aan haar rok vas, en daar staan, Catch me being good. En hierdie papierwapen, Catch me being good, was 'n baie belangrike boodskap van die juffrou aan die ouers. As julle net aandag gee aan wat sy verkeerd doen, versterk julle die geslegte gedrag. Prys haar vir wat sy goed doen, en haar goeie gedrag, en jy sal haar ontwikkel in iemand wat al meer goed doen. Miskien moet God ook vir ons daai wapen sê, Catch me being good. Dat ons meer goed sal doen in die wêreld, meer en meer Christus sal vertoon in die wêreld. Ons praat van 'n misdaad pleeg, dalk moet ons sê, ons moet goedheid pleeg. Ons moet nie moeg word om goed te doen nie, moenie goed word vir diens nie, moenie moeg word om soos Christus anders te dien en vir hulle te leef nie.
Robert de Vincio, Argentynse golfspeler, wen een keer 'n toernooi, en hy ontvang die wencheck, en na die tyd stap hy na sy kar toe, en 'n vrou kom nader en wens hom geluk, en hulle gesels so oomblik, en dan kom dit op uit dat die vrou 'n babatjie het, wat baie ernstig siek is, en sy weet nie regtig hoe om die dokters en die hospitaalrekening te betaal nie. En net daar neem de Vincio 'n pen, skryf haar naam op die check en teken hom af vir haar. En dan sê hy vir haar, maak dit mooi vir jou baba. Baie mense sien wat hy gedoen het, en hy eet later saam met 'n paar vriende, en hulle sê vir hom, ons het gehoor wat jy laasweek gedoen het, dat jy jou oorwinnaarscheck vir 'n jong vrou oorhandig het. Wel, ons moet net vir jou vertel dat sy eintlik maar 'n swendelaar is. Sy het nie regtig 'n baba nie, sy is nie eers getroud nie. Sy het met jou kop gesmokkel. En dan sê de Vincio, bedoel julle dis, daar's geen baba wat besig is om dood te gaan nie. En hulle sê vir hom ja. En dan sê de Vincio, wel is die beste wees wat ek in 'n lang tyd gehoor het. Is ons hartseer oor ons gedoen of is ons bly daaroor? Ons moet Jesus naboots in ons joppe. Hier waar ons bly, ons joppe wat genoem word Skotberry en Nkomaas en Pennington en Elysium en die Fafa en Tuolumne en alles tussenin. Hier moet ons vir Jesus Christus naboots. Moet ons as verware gaan goedheid pleeg. Joppe was 'n kusdorpie, baie seerowers het daar gehad, maar die normale probleme van stede, misdaad, ouens wat vinnig geld wil maak. Hier het die Christen gemeenskap gegroei, en Tabitha, wat in Aramees beteken bokkie, was 'n besigheidsvrou wat 'n verskil geleef het. Ja, tussen 'n klomp kerminkels, tussen 'n klomp seerowers en harde besigheidsmanne en seemanne, hier het sy die wêreld gewys, hoe leef Christus. Jesus sê self dat ons dalk vir mense wat honger is, moet kos gee. Mense wat dors is, moet water gee. Mense wat in die tronk is, wat alleen is, besoek. Mense wat siek is, moet bystaan. Dat ons die wêreld regtig 'n beter plek sal maak. Ja, ons kan nie altyd geld gee vir elke hawelose wat ons iets vra nie. Maar ons kan vir hulle tyd maak en hulle laat leef en ervaar dat hulle mense is. Ons kan liefde gee vir 'n tiener wat keer op keer droog maak en aanhou om dieselfde foute oor te maak. Ons kan liefde gee en geduld vir die een wat by die werk sukkel omdat daar dalk by die huis 'n probleem is. Dalk 'n nuwe babatjie wat hulle geen slaap gee nie. Ons kan liefde gee vir mense wat anders as ons lyk. Dalk baie meer oorbelle en tatoeëermerke het, dalk ander klere aantrek as ons. Ons kan liefde gee vir daardie mens wat dalk al bejaard is en nie meer jou naam kan onthou nie. Ons kan liefde gee vir daai mense wat so skuurpapier is. En hoe sê Spreuke, vriende slyp mekaar, maak mekaar al gladder. Die keer het ons vyande ook nodig vir die grove punte in ons lewe. Dat is ook liefde bewys aan hulle. Dat ons liefde bewys aan hulle wat sukkel om kop bo water te hou, wat oorweldig voel deur die ekonomie, deur die lewe. Timothy Merrill sê, it's an extraordinary love. The love that treats everyone as an equal, a precious child of God. This is the love that never runs out. Because it's not a Roman commodity, it's a gift of God. Ons moet nie God se krag onderskat in die lewe nie. Petrus se bron van krag kom van God af. Hy het gesien wat Jesus gedoen het, en hy doen soos wat Jesus gedoen het. Dorcas het gehoor wat Jesus gedoen het, en gaan leef dit wat sy gehoor het, dit wat sy geglo het in Jesus Christus. Daar is 'n opstandingsstorie, die Viooltjie koningin.
'n student was baie besorg oor sy tannie, en sy het 'n paar keer probeer om selfmoord te pleeg, was sielsongelukkig. En dan gaan sien hierdie student, baie beroemde sielkundige, Milton Erickson. En Erickson sê, hy sal die student se tannie gaan sien, en in plaas van dat die tannie na sy spreekkamer toe kom, gaan hy toe na haar huis toe. En daar het hierdie tannie alleen gebly, saam met haar huishulp, en toe sy die deur oopmaak, het hy homself aan haar bekend gestel. Hy sê, hy is Milton Erickson, en hy vra of sy die huis vir hom kan wys. En sy is al verras oor hierdie vreemde versoek, en sy doen dit toe. En in die sonkamer staan rye en rye potte met die pragtigste viooltjies. En sy vertel vir hom dat sy van kleins af groen vingers gehad het, lief was om viooltjies te laat plant en te laat groei. En dan kom hy Milton agter dat die enigste kontak wat sy met mense het, was Sondag wat sy kerk toe gegaan het. En dan luister hy en gesels met haar, en hy vat sy notepapiertjie as 'n dokter, sy voorskrifpapiertjie, en hy sê, hier's vir jou 'n voorskrif. Stuur jou huishulp elke week na die kwekery, dat sy 2 blompotte koop, dat jy viooltjies daarin plant. En elke keer as 'n baba gebore word in die gemeente, moet jy met die doop viooltjies vir die ouers gee. En wanneer iemand trou, moet jy vir die bruid viooltjies gee. Wanneer iemand in die gemeente 'n krisis beleef, stuur viooltjies vir daai persoon. En dan gaan Milton Erickson weg, en hy vergeet eintlik van die vrou. En vir 20 jaar later lees hy 'n koerant, en daar is 'n opskrif in die koerant, Viooltjie koningin sterf op 76. En dan vertel die berig hoe hierdie vrou in die gemeente en in die gemeenskap baie geliefd was en opgehelder het deur die viooltjies wat sy vir almal gestuur het. Ons kan ons vir die eie lewe ophelder deur Jesus se liefde te deel met ander mense. What is it that you plan to do with your one wild and precious life? What will it take for me to make a good life and not merely a good living? Kom ons gaan boots vir Jesus na elke dag. Amen. Here Jesus, dankie dat ons aan U kan behoort. Dat ons U kinders kan wees en U liefde en U genade kan leef en uitleef na die wêreld. Here, maak ons oë oop om te sien waar. Gee ons die kreatiwiteit in ons verstand om te weet hoe. Here, dit is 'n klein dingetjie wat 'n groot verskil kan maak, soos om blomme te gee. Ja, dalk as ons kan klere te maak en dit te gee, kos te gee, water te gee, net 'n gesit en gesels en tyd te gee. Here, ons hardloop so baie keer rond en ons hou so baie vas. Leer ons om te gee en so U liefde sigbaar te maak, om vir Christus na te boots in die wêreld. Dankie dat ons dit vir mekaar kan bid as gemeente, dat ons almal nabootsers van U sal wees. Here, dat ons dit kan bid vir die kerk, oor die wêreld heen. En besonder waar dit vir mense moeilik raak, Here, waar die wêreld terugdruk, spot, vervolg. Dankie dat ons, Here, ons nood en ons seer, ons kommer voor U kan plaas, in U hande. Ons wil dit ruil, Here, vir U vrede, vir U hoop, vir U krag, vir U genesing. Dankie dat ons kan bid vir ons land, vir elke leier, Here, vir elke ouer, vir elke onderwyser, vir elke dokter, ja, Here, vir elkeen, maak nie saak wat hulle doen nie, mag ons dit doen tot eer van U, in navolging, ja, in nabootsing van Jesus Christus. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Here, ons Verlosser, ons voorbeeld. Amen. Mag die genade van God ons Vader, en die liefde van ons Here Jesus Christus, en die krag, ja, die gemeenskap van die Heilige Gees, met ons elkeen wees. Amen.
Thank you.